Goeiedag en baie welkom sessie 22 van module 3 waar ons praat oor roeping. Nou in hierdie sessie wil ons so 'n bietjie begin saamvat. Die uiteindelike doel van ons bestaan en ons roeping gaan alles daaroor dat ons geroep is en uitverkies is om tot lof en die heerlikheid van God te lewe. Om met ander woorde te stel, God wil 'n lied deur jou sing wat hom verheerlik. En daardie lied kan hy net deur jou sing as jy jouself is. As jy is wie hy jou geskep het om te wees. Nie as jy iemand anders probeer wees of iets anders probeer wees as wat jy is nie. Die vryheid wat ons in Christus het is om te ontdek wie ons regtig geskep is om te wees en om dan daardie mens te wees tot lof en eer en heerlikheid van God. Nou dit word vir my baie mooi opgesom en saamgevat deur Paulus in Efesiërs 1. Jy kan gerus die hele hoofstuk gaan lees. Waar Paulus begin daardeur te sê, God het ons voor die grondlegging van die wêreld al uitgekies om heilig en onberispelik in hom te wees. Nou voor die grondlegging van die wêreld beteken nie baie lank terug nie, dit beteken in die dimensie van ewigheid. Voordat tyd en orde nog bestaan het God ons al uitgekies om in Christus afgesonder vir hom te lewe, onberispelik. En dan noem hy 3 dinge waardeur God ons bekwaam maak om dit te kan doen. Die eerste ding sê hy, ons het in hom, is ons losgekoop, het ons vergifnis van sonde ontvang, en is ons toegerus met alle insig en wysheid wat ons nodig het. Waarom? Tot lof van die heerlikheid van God. En die tweede ding sê, ons is uitgekies as erfgename. Erfgename saam met Christus, met ander woorde, ons erf die volheid van die Godheid wat in ons kom woning maak. En weer sê hy die doel daarvan, sodat ons kan leef tot lof van sy heerlikheid. En die derde ding sê hy het ons ook beseël of verseël met die Heilige Gees as 'n waarborg, dat hy ons nie gaan los nie, dat hy by ons is, dat hy die pad saam met ons loop, en dat hy ook vir ons verder nog alles sal skenk wat alreeds aan ons beloof is. En dan weer die woorde, dit is gegee aan ons, is geskenk aan ons tot lof van sy heerlikheid. So dis die doel van ons bestaan, om God te verheerlik deur te wees wie ons geskep is om te wees. Nou is baie duidelik dat God ons dan gebruik wanneer ons hom volg en hom gehoorsaam as disippels, ons as sy volgelinge. En ek stel hier in die boekie voor dat jy gaan stil word met die vraag en vir God vra, hoe sal my lewe lyk in elke aspek daarvan, as ek u werklik volg met die een doel om u te verheerlik? Nou moenie net, vinnig hieroor gaan nie. Gaan vra die vraag vir hom en wag op hom. Wag dat hy vir jou iets sal bekend maak van wat op sy hart is vir jou lewe. Dis verstommend baie keer, of eintlik altyd, wat na vore kom wanneer ons so wag op God. Hoe hy dinge aan ons bekend maak, wat skielik net duidelik is, wat ons voorheen glad nie eers aan gedink het nie. En dan noem ek ook weer net hier die ding van, ons is totaal nuut gemaak, ons het 'n nuwe identiteit in Christus, ons is sy kinders, maar ons gedrag verander nie altyd oornag nie, dit vat tyd. En daarom het ons hierdie klem gelê om tyd in sy teenwoordigheid te spandeer, tyd met homself te spandeer, want hy is die een wat ons verander. Nou, ek glo nogal 1 Johannes 1 vers 7 tot 9 gee vir ons baie lig hierop, hoe dit gebeur. Daar sê Johannes, as ons in die lig wandel, soos wat hy in die lig is, dat ons gemeenskap met mekaar. Met ander woorde, dan kan ons opreg by mekaar uitkom. As ons nie in die lig is nie, as ons goed probeer wegsteek, as ons allerlei maskers dra, dan is dit maar net voorgee, dan staan nie regte gemeenskap nie. Dan is dit 'n speelietjie. En sê hy, dan reinig die bloed van Jesus ons van alle sonde. Want in die lig ontdek ons in onsself wat nog duister is, wat nie lig is nie. Daai plekke wat ons nog wil wegsteek, of wat miskien nog herstel moet word, heel gemaak moet word, dinge waarvan ons verlos moet word, dit kom na vore as ons in die lig wandel. Dan word ons daarvan gereinig. En ook sê hy van alle ongeregtighede. Nou ek glo, daai ongeregtighede is dikwels goeders wat in geslagte oorgedra word. Sekere kenmerke kry jy baie keer in families. Baie mense gebruik dit as 'n verskoning. Hulle sal byvoorbeeld sê, ons, wat ook al, is nou maar eenmaal so, ons is bevoeterde mense en daarom is ek ook bevoeterd. Nee,
Dis van die ongeregtighede wat oorgedra word in geslagte. Goed wat jy aangeleer het. En om ook dit na God toe te neem en vir hom te vra om vir jou te wys. Hoe kan jy dit hanteer sodat jy nie aanhou met daai selfde gedragspatroon nie? En jouself te probeer sien as iemand wat losgemaak is, vrygemaak is van daardie gedragspatrone. En dit is hoe ons dan al hoe meer leer om 'n lewe te leef in God se teenwoordigheid. Die disippels het die voorreg gehad om direk in Jesus se teenwoordigheid die hele tyd te wees. Baie mense het al vir my gesê, sou dit dan nie wonderlik wees as ons ook so kon leef nie. Nee, ek dink die bedeling wat hy vir ons gegee het, is nog beter. Die disippels kon nie altyd oral in sy teenwoordigheid wees nie, want hy was 'n mens en hulle het almal beperkings gehad. Die beperkings van liggaam, tyd. Jy kan net op een plek op 'n sekere tyd wees. Maar nou, ons wat die Gees ontvang het, verseël is met die Heilige Gees. Ons is nooit geskei van hom nie. Hy is altyd by ons. Ons kan altyd in sy teenwoordigheid leef. Ons moet net leer om aandag aan hom te gee, om bewus te word daarvan. Soos wat ons nou al in die hele klompie laaste sessies oor gepraat het. En hier in die boekie verwys ek ook weer na mense wat, selfs in die Ou Testament al, die effek wat dit op hulle gehad het, as hulle geleer het om in God se teenwoordigheid te leef. Iemand soos Dawid, in Psalm 23 getuig daarvan. Baie van sy ander psalms getuig daarvan. Wat hy sê, daar is vir hom niks beter in die hemel en op die aarde as net om in God se teenwoordigheid te wees nie. Die hele Psalm 119 waarby ons langs stil gestaan het, getuig daarvan. Ek noem daar verskillende verse wat jy weer na kan gaan kyk en wat die psalmdigter sê, hoe God se teenwoordigheid 'n verskil in sy lewe maak. Oordink daardie verse en dink ook wat dit vir jou sê, hoe dit ook jou lewe kan beïnvloed as jy leer om al meer bewustelik in God se teenwoordigheid te leef. So ek wil weer beklemtoon, en ek glo jy weet dit nou al teen dit baie goed, maar disippelskap gaan nie daaroor dat jy 'n kursus doen oor disippelskap nie. Dit gaan oor 'n manier van lewe in 'n verhouding met God, waar jy groeiend bewus word van God se inwoning, sy kommunikasie, sy leiding, dit wat hy met jou deel, want jy is sy disipel. Jy volg hom. En niks van disippelskap kan 'n verskil in jou lewe maak, niks kennis daarvan, tensy jy nie hierdie lewe aanleer, om werklik in 'n verhouding met hom te leef, waar jy voortdurend aandag gee aan dit wat hy met jou deel en met jou kommunikeer nie. Dink baie goed na oor alles wat in hierdie sessie gesê word, kyk watter verse jou spesifiek aanspreek, watter gedeeltes, en neem langer tyd om daarmee stil te word, om ook dan te hoor, maar wat wil God dan vir jou daardeur sê? Hoekom spreek daardie vers spesifiek jou aan? Hoekom praat dit met jou? Dink ook oor daardie verse wat dalk vir jou 'n bietjie aanstoot gee, wat jy verontwaardig voel en sê, ag nee, maar dit kan nie so wees nie. Dis dalk juist die vers waarna jy moet luister. En dan sluit ek af deur net weer te sê, alles begin in so 'n lewe in God se teenwoordigheid, by 'n daaglikse ontmoeting met God. Gefokuste tyd bly altyd die kern van so 'n lewe. Dit sien ons ook in Jesus se lewe. Dit is waar dieper intimiteit, dieper kommunikasie plaasvind, waar jy tyd het om ongehinderd, sonder enige ander afleiding rondom jou, werklik te kan fokus en te kan wag op die Here. Daarsonder gaan die ander goed ook maar geleidelik afwater en jy minder bewus raak van sy kommunikasie in jou lewe. So moenie daai tyd afskeep nie. Dis nie 'n wet nie, dis nie 'n plig nie. Die rede hoekom ek sê jy moet dit nie doen nie, gaan oor jou eie versorging, jou eie voordeel. Dit wat jy gaan verloor as jy dit nie doen nie. Dit gaan nie daaroor dat jy vir God daardeur tevrede stel of meer punte gaan verdien by hom as jy dit doen nie. Dit gaan oor wat jy self nodig het. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.